Liefdes, ek wil graag vanmôre met u oor iets gesels wat almal van ons op een of ander manier in meerdere of in mindere mate ervaar. Iets wat ons almal belewe en reg deur ons lewe, maar spesifiek sekere tye van ons lewe. En dit is verandering. Ons gemeente is ook besig om deur verandering te gaan. En elkeen van ons gaan deur sekere veranderings. Die veranderings is partykeer goed, partykeer is verandering sleg. En daar is, weet nie of jy al die term gehoor het, maar ek onthou toe ek in die weermag was, het ons hierdie term geweldig baie gehoor, veral in die kursusse wat ons moes bywoon. Dit is, hulle noem dit die RC factor, the resistance to change. Want dis ons as mens het 'n ingeboude geneigtheid om nie van veranderings te hou nie. Veranderings is baie keer 'n uitdaging. Veranderings maak baie keer seer. Veranderings bring lei baie keer tot verlies. Veranderings bring baie onsekerheid. Daarom is mense gewoonlik teen verandering gekant. Mense hou van die status quo. Mense wil hê dit moet altyd dieselfde wees. Maar dit werk nie so nie. En as ons veranderinge reg hanteer, kan dit wees wat ek daar sê, kan dit 'n krag wees in jou lewe. Die krag van verandering. Maar as jy verandering verkeerd hanteer, kan dit jou siek maak. Kan veranderings jou afbreek. Kan veranderings jou moedeloos maak. En kan veranderings veroorsaak dat jy moet verloor. En ek wil nie vanmôre oor negatiewe veranderings praat nie. Ek wil vanmôre oor daardie aspek praat van die krag van verandering. Die waarde van verandering. Die impak positief wat verandering op jou en my lewe kan hê. Want hoor my vanmôre, verandering is God se wil. Dit wil mense nie altyd hoor nie. Maar God wil dat ons sal verander. God het bedoel dat ons sal verander. Dis waarom God wil hê ons moet groei. Groei is verandering. God wil hê ons moet beter word. God wil hê ons moet al meer word soos Jesus. Dis verandering. God wil jou en my 'n nuwe mens maak elke dag. Dis verandering. En die week luister na 'n praatjie. En iemand vra die vrou wat gebeur elke dag in haar lewe? Hoe hanteer sy die uitdagings in haar lewe? En sy sê die volgende, sy sê, luister, verandering is nie vir my 'n probleem nie, want ek weet God wil hê ek moet elke dag verander. Want dis wat bekering is. Bekering is nie om te kan sê ek het op die 12de Desember 2020 tot bekering gekom nie. Bekering is om te sê ek het vanoggend opgestaan en ek is verander vandag as wat ek gister was. Dis bekering. Bekering is om elke dag meer en meer te word soos Jesus. Dis positiewe verandering. En daardie positiewe verandering word 'n krag in jou lewe, wat jou lewe die moeite werd maak, wat jou lewe sinvol maak, as jy daardie verandering reg hanteer. Ek het daar 'n stelling wat ek al 'n paar keer gehoor het, miskien u ook al. In hierdie wêreld is daar net een ding wat nooit sal verander. Dis die sekerheid dat alles sal verander. As dinge dieselfde bly vir 'n lang tyd, wat gebeur? Wat gebeur met 'n poel water wat nie water bykry nie, maar ook nie die water wat daar is laat uitgaan nie? Wat gebeur? Die poel word vrot. Wat gebeur met 'n appel wat aan 'n boom hang? Hy hang in die son, hy hang in die wind, hy hang in die weeromstandighede, maar hy groei
daai appel afval en hy lê op die grond, en hy bly op die grond lê, kan hy beskerm wees, hy kan toegegooi wees met blare en alles, maar as hy daar bly lê, word hy vrot. En so is dit met die mens. As jy en ek nie kan verander nie, as ons begin stagneer, as ons 'n poel water word wat nie inkry nie en op die uitlaat nie, dan word ons vrot. Ons moet verander. Ons moet nuut gemaak word. En God het dit in die skepping ingebou. Daar's somer, daar's lente, daar's winter, daar's herfs. Dis verandering. Een wurmpie word 'n mot, 'n papie word 'n mot, dis verandering. 'n saadjie ontkiem en hy word 'n plantjie en hy gee nuwe blomme, 'n nuwe saad, dis verandering. God het in die skepping ingebou, dat as jy wil groei, en as jy wil word wat God wil hê jy moet word, en as jy die wil van God wil wees, moet jy verander. Maar die duiwel hou nie daarvan. Die duiwel wil nie hê ons moet in die wil van God wees nie. En daarom sal die duiwel alles in sy vermoë doen om jou op 'n plek te bring waar jy stagneer. Om jou op 'n plek te bring waar jy gemaklik is met die status quo, waar jy opstaan en gaan werk en huis toe kom en eet en gaan slaap. En dis jou lewe. Dan kry die duiwel lekker. Want iewers op daai paadjie gaan jy sleg word. Gaan jy verloor. Gaan jy dit wat God vir jou stoor het, mis. As jy op die plek kom waar jy elke dag verander, soos wat die Heilige Gees jou lei, en inpas soos wat die woord van jou verwag, en toelaat dat God jou leer deur sy Gees, en deur sy boeties en sukses in jou lewe, wanneer jy begin groei en verander, dan word jy al mooier. Word jy al beter, soos God wil hê dat jy moet wees. En dit is die krag van verandering in 'n mens se lewe, wat die lewe vir jou sinvol maak. Sokrates het die volgende gesê: die geheim van verandering is om nie jou krag op die verlede te mors nie, maar aan die toekoms te bou. Hoeveel van ons kom op 'n plek in ons lewe waar ons so hartseer raak oor die verlede, wanneer jy op hierdie memory lane tog van jou gaan. Dis nie noodwendig verkeerd nie, maar wanneer dit veroorsaak dat jy stagneer, dan mis jy God se plan vir jou lewe. Maar wanneer jy op daai plek kom en wanneer jy onthou wat God jou lewe gedoen het om jou te verander, om jou te vernuwe, en jy gebruik dit om verder te groei en verder te kom en dit wat God wil hê moet wees, dan raak daai veranderingsproses 'n krag in jou lewe. Dan vergeet jy van die dinge wat agter is, soos Paulus sê. Hy sê daar in Filippense 3:14, een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. En ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. En Paulus sê, mense, ek wil verander sodat ek God se plan vir my lewe kan bereik. En ek gaan nie toelaat dat die herinneringe en die stryd en die pyn en die teleurstellings van die verlede my terughou nie. Nou, eendag praat ek met iemand ook oor die verandering in die gemeente, al die goed wat vir ons voor lê. En die eerste reaksie was, ja, onthou net waar die Here ons alles uitgehaal het. Onthou net wat die Here alles vir ons gedoen het. Dis nie verkeerd nie, ons kan hierdie dinge goed onthou. Ons kan getuig van God se goedheid en genade, maar mag nie toelaat dat daardie goed ons in die verlede hou nie. Ons moet vra, Here, waarheen is U met ons op pad? Wat het U vir ons instoor? Waarheen wil U hê met ons gaan?
afsluit in diens, sal dan maar sien hoe die Gees van die Here lei, maar ek wil graag iewers met julle praat oor, wat maak jy wanneer jou spruit opdroog? Wat maak jy wanneer jou spruit opdroog? Wat maak jy as jy met iets besig was wat vir jou soveel vervulling gee, wat so baie beteken in jou lewe, en op 'n dag ontdek jy, het jou altyd daarvoor verloor. Op 'n dag ontdek jy dit wat jy nodig het, die bronne wat jy nodig het om met dit aan te gaan waarmee jy besig is, het opgeraak. Wat maak jy? Wat maak jy wanneer jou spruit opdroog? Ek wil vanmôre vir julle sê, baie keer is dit juist God wat jou spruit laat opdroog. Want hy wil hê jy moet verander. Hy wil hê jy moet die volgende tree gee. Jy moet die volgende besluit maak. God wil 'n nuwe deur vir jou oopmaak, 'n nuwe geleentheid vir jou skep. God wil hê jy moet verander. Anders sy plan vir jou lewe. Ek weet ons almal gaan deur fases in ons lewe. Jy was 'n tiener, dan word jy 'n jong mens. Jy is 'n jong mens, dan word jy 'n pa en ma. Jy word 'n oupa en 'n ouma. En op 'n dag dan sit jy alleen in 'n kamertjie. Hoeveel mense gaan sit alleen in 'n kamertjie en dink die lewe is verby? Dink daar's nie meer, daar's geen toekoms meer, daar's geen verwagting. Die Here moet my nou kom haal, ek is nou klaar. En ons mis dan daai laaste verandering wat God wil hê jy moet ondergaan, daar waar jy in jou kamer sit. Omdat ons vasgevang raak in ons status quo. Vasgevang raak en dat ons maar net sê, ag, ek is nou maar hier omdat ek hier moet wees, laat Gods water nou maar Gods akker. Nou moet ek maar sterf. Nee. Hoor daar stel so baie veral met die pastoor wat aftree. Dan sê hulle, nee maar, die koninkryk van God in die Bybel is daar nie so woord soos aftree nie. Dis waar. You don't retire, you refire. God wil hê jy moet verander. God wil hê jy moet aanhou groei tot daai dag van jy oogies toemaak en dan moet gaan. Moenie toelaat dat die duiwel jou op 'n plek bring waar jy in sak en as gaan sit en dink die lewe is verby. It's not true, it's not God's will. God wants you to change. Om dit te kan doen, moet jy ophou om terug te gryp. Moet jy daai memory lane so 'n bietjie afsny. Vorentoe begin kyk en ophou terugkyk. God wil hê ons moet groei, krag van verandering. 2 Korintiërs 4:16 sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Nou moet jy onthou, dis Paulus wat hier praat terwyl hy in die tronk sit. En vir hom mag dit dan gelyk het vanuit 'n menslike aardse oogpunt. Dis die einde van sy lewe, hier is hy opgesluit, hy gaan nooit weer nie uitkom nie. Hy gaan nooit weer 'n geleentheid kry om te getuig nie. Hy gaan nooit weer 'n nuwe gemeente kan stig nie. Hy is nou aan die tronk en daar gaan hy doodgaan. Want jy weet almal die haglike toestand wat in daai tye so lank was. So Paulus het die volste reg gehad om daar in 'n hoekie te gaan sit, boel oor te gee te sê, ag, sy arme ek. Hier gaan ek nou maar doodgaan. Hy sê nie, werk nie so. Hy sê, al gaan hierdie aardse liggaam tot niet, al maak hulle my dood, al verrot ek in hierdie hoel waar ek sit, maar ek gaan nie met opgee nie. Gaan nie te opgooi nie, want die innerlike mens, die gees
wat die wêreld nie van jou kan wegvat nie, moet verander word, van dag tot dag, om al meer te word soos Jesus. Vir Paulus was verandering 'n krag om te groei. Verandering om al meer te word, dit wat God wil hê moet wees. Ek weet nie waar jy vanmôre sit nie. Al wat ek kan sê is, ek verstaan wat het is om deur verandering te gaan. Verstaan wat het is om op 'n plek te kom wat jy wil boel oorgee. En sê ek het nog genoeg gehad. Nou wil ek net settle, nou wil ek net stil bly, nou wil ek maar net in my hoekie gaan sit en ek wil maar net myself wees. Daar gaan jy doodgaan. En dis nie wat God jou wil hê. God wil hê dat jy sal opstaan en jy sal oorgee en sê, kom Gees van God, kom vul my op nie, met 'n nuwe krag, met 'n nuwe salwe. Here, gee vir my 'n nuwe ywer, gee vir my 'n nuwe refire, sodat ek kan verander. Ek kan word wat U wil hê moet wees. Ek gaan nie beloor nie. Ek gaan nie te opgooi nie. Ek gaan nie 'n resistant to change factor in my lewe toelaat nie. Ek gaan nie te skop teen die prikkels nie. Ek wil verander. Ek het eendag 'n kursus gedoen oor verandering in 'n mens of in 'n gemeente of in 'n organisasie se lewensloop. En hulle sê daar's verskillende reaksies op verandering. Ek kan nie almal onthou nie, maar ek onthou so 1 of 2 daarvan. Die eerste reaksie wat jy tussen mense kry wanneer daar verandering is in organisasies, is mense wat daarin skop en sê ons wil nie verander nie. Ons is tevrede met wat ons is. Ons is nou al 30 jaar wat ons is, pastoor, los ons uit. Daai weerstand teen verandering, die is een groep mense. Dan is daar die tweede groep mense wat hulle noem die late laggers. Dat is die ouens wat eers die kat in die boom kyk. Hulle sit, hulle kyk so af en sê, ek wil eers sien wat gebeur met al hierdie nuwe dinge. Wat van hierdie nuwe dinge gaan werk en wat gaan nie werk nie? En as dit werk, sal ek inspring, maar as dit nie werk nie, dan gaan ek sê, nie, wat gesê. Dis die tweede groep. Die derde groep mense is die mense wat maar net saamloop. Maak nie saak nie, dat daar verandering is of nie verandering is nie, of dinge niet gemaak of nie, een plan, hulle gaan net aan. Happy-go-lucky mense. They just carry on with the flow. En dan kry jy wat hulle noem, the early adopters. Man, jy het nog nie eens vir die ou gesê, wat wil jy verander nie, verander hy. En jy gaan nie vir ons verskil, dis ons persoonlikhede. En as redes hoekom ons verskillende reageer op God, party reageer positief, ander reageer negatief. Op die einde van die dag is die vraag nie, hoe jy reageer nie. Die vraag is aan die einde, as alles klaar verander het, waar staan jy? Het jy gegroei, of het jy agtergebly? Het jy niet geword, of het jy vlot geword? Vanmorgen is dit die vraag wat ons elkeen vir onsself moet afvraag. En dis wat die gemeente ook vir onsself moet afvraag, in die tyd van verandering. Here, waar staan ons? Nie ten opsigte van hoe ek reageer nie, maar ten opsigte van wat is U wil vir ons. Waarheen is U met ons op pad, Here? Waar moet ons nog verander om in U wil in te pas? En aan die einde van die dag, as ek terugkyk, sal ek kan sê, deur die Gees van God, het ek verander, en het Gees vervulde vernuwing beleef. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie graag hê ons moet 'n gemeente wees, wat van week na week, en maand na maand, en jaar na jaar, en oor 10 jaar terugkyk en sê, ons is nog presies dieselfde. Ek glo, ons wil groei.
wil verander. Ek glo, ons wil meer word wat God wil hê dat ons moet wees. En daarom moet ons sê, Here, hier is ons. Vul ons met die Gees, Here, kom maak ons vol van die krag, sodat ons kan wees wat U wil hê ons moet wees. Maar dan gaan nie verander. Dan gaan nie aanpas. Dan gaan jy dinge aanvaar wat jy nie van hou nie. Jy gaan jy help om ander dinge te laat beweeg wat vir jou positief is. Maar verander gaan jy verander. Krag van verander. Verandering gee ons die geleentheid om onsself en nuwe horisonne te ontdek en om te groei in wysheid en begrip. Die pad van verandering is nie altyd maklik nie, maar is die pad wat ons lewens betekenis gee. Kan ek vir jou vra, geniet jy jou lewe? En veral, geniet jy jou geestelike lewe? Is een of twee wat al van my dit gesê het, maar ek het in die week ook weer iemand gehoor wat gesê, pastoor, die lekkerste ding vir my van my lewe is om Sondag in die kerk te wees, tussen kinders van die Here wat my uitdaag om te word soos Jesus. Kan ons dit sê? Of kom ons moet kerk toe uit gewoonheid? En as ek nie daar is, dan voel ek skuldig. Kom op my kerk toe, omdat dit van my verwag word. Of kom ek regtig met 'n verwagting, 'n begeerte, Here, verander my. Here, ek wil nie geklank van die woord wees, dat die woord my kan verander. Here, ek wil in die teenwoordigheid van die Heilige Gees wees, sodat die Heilige Gees my kan verander. Here, ek wil daar wees waar die bloed van Jesus my kan reinig van my sonde, want ek wil verander. Ek wil word soos Jesus. Daarom kan ek nie bekostig om die geleenthede te mis wat God het vir my kan doen. Dit gaan nie oor die kerk nie, hoor, dit gaan oor, dit is wel te tyd, maar baie plekke waar God jou kan verander. Maar ek het die begeerte om te verander, te groei, om vrug te dra, om te wees wat God wil hê dat jy moet wees. Of is jy tevrede met die status quo van jou geestelike lewe? Jy vasgevang geraak in 'n gewoontevormende godsdienst, wat eintlik 'n las geword het. Ek wil afsluit met net so 3 versies oor hoe hanteer ek verandering in my lewe. As dinge dan nou moet verander, hoe moet ek dit hanteer? Eerste vers in die teologie, 2 Petrus 1:3. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Maak nie saak wat die verandering is nie. Maak nie saak hoe intens die verandering is nie. Maak nie saak hoe groot die uitdagings is nie. God gee vir jou die krag om dit te hanteer. Jy moet dit glo. Maar die oomblik wat jy in 'n hoekie gaan sit en sê, Here, dis onregverdig, ek kan nie dit hanteer nie. Of die oomblik wat jy sê, die lewe raak vir my te veel. Of die oomblik wat jy begin bely met jou lippe, ek kan nie meer nie, dat jy vir die duiwel 'n klare vaste plek gegee om jou te laat stagneer. Maar wanneer jy die plek waar jy sê, maak nie saak wat die uitdagings is. Maak nie saak hoe groot die krisis is nie. As God vir my is, wie kan teen my wees? Dan groei jy. Want God gee vir jou altyd die krag, altyd die sterkte. 1 Korintiërs 10 sê, God sal geen versoeking oor jou pad stuur, sonder dat hy die uitkoms vir jou gee. Maar jy moet dit glo. Dis toe jy verstaan nie.
En ek het nou maar groot geword met hierdie swakheid in my lewe. En ek sal nou maar so bly tot die dag van ek doodgaan. Nee, God gee jou die krag om my swakheid te oorwin. Maar jy moet dit glo. Jy moet dit bely. Jy moet jou eie maak. En jy moet sê, as God dit vir my beloof, sal hy dit waarmaak in my lewe. Sy goddelike krag het my alles geskenk wat ek nodig het om te kan verander, om te kan groei, te kan word wat God wil hê moet wees. Al voel ek hoe negatief en hoe swak en hoe klein. Die tweede ding wat my help om verandering te hanteer is Romeine 12 vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Jy hanteer verandering deur jou gedagtes te verander. Deur anders te begin dink oor jou omstandighede, anders te begin dink oor dit wat jy ervaar en beleef. Moenie net dink jy's 'n mislukking nie. Moenie net dink dit is nou vir jou te veel nie, maar begin bely en glo en spreek dat God met jou is. En dat jy jou deurdra en dat hy jou wil verander. Vat sy woord, begin sy woord lees. Ek is nou weer besig, ek is besig van begin van die jaar af om weer die Bybel deur te lees. Is seker 'n paar hoofstukke in die Ou Testament, is seker 'n paar hoofstukke in die Nuwe Testament, daar is so 2-3 psalms op beslag. En ek is nou besig met Psalm 30, Psalm 40 daar rond. En daai psalms gaan alles oor die tyd toe Dawid aangeval was en deur Saul gejaag was en hom in die spilonk beland het en in die vreemde homself soos 'n kranksinnige moes dra en elke keer wanneer hy praat oor die goed, dan eindig hy dan sê, maar ten spyte van die goed wat met my gebeur, ten spyte van God se beloftes wat nie realiseer in my lewe nie, maar ek het een begeerte, dit is om in die huis van die Here te bly tot 'n lengte van dae. Kom doen hy dit, want hy programmeer sy denke. Hy laat nie sy denke gevul word deur die spilonk nie. Hy laat nie sy denke gevul word deur Saul wat hom wil doodmaak nie. Hy laat nie sy denke gevul word deur almal wat hom so jaag, soos wat hy daai psalms kort sê nie. Hy vul nie sy gedagtes daarmee nie. Hy vul sy gedagtes met die voorreg om in die teenwoordigheid van God te kan wees. Verander jou gedagtes. Dink anders. Reageer anders. Tree anders op. Eerstens, glo God in die krag. Tweedens, begin anders dink oor wat met jou gebeur, wat besig is om jou plaas te vind. Die derde ding wat jy kan doen, Hebreërs 12 vers 2, met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. En nou weet daai hoofstuk volg op Hebreërs 11. En Hebreërs 11 gaan oor die geloofshelde van God. En gaan lees maar hoeveel keer hy in daardie hoofstuk sê dat God aan hierdie mense beloftes gemaak het, sekere dinge vir hulle gesê het wat vorentoe gaan gebeur, wat hulle nie in hulle lewenstyd beleef het nie, maar hulle daarna gejaag asof hulle dit kan gryp. Hoeveel keer gebeur dit met ons? Dat ons 'n ding het waarna ons jaag, waarna ons soek, wat ons voorbegee, wat ons glo ons eie is, ons kom net nie daarby uit nie. En wat gebeur? Ons raak moedeloos. Raak teleurgesteld. Gaan sit agteroor en sê, ag, dis seker maar nie vir my beskore nie. En dan kom Paulus in Hebreërs 12 en sê, maak nie saak of jy dit sien of nie sien nie. Maak nie saak of jy realiseer of nie realiseer nie. As dit van God is, hou jou oog gefestig op die eindpaal. Hoe baie keer gaan ons oë laat ronddwaal
Sê maar Here, hoekom sê die daai en so, maar met my gaan dit so sleg? Here, hoekom gaan dit met daai ou so goed, maar ek kry al die teëstand? En die duiwel kry dit reg om jou oog te vestig op daai goed. In plaas van jou oog vestig op die een wat die belofte gee. In plaas dat jy jou oog hou op die uiteinde van jou geloof. Eerstens glo God gee die krag om te verander. Tweedens kry jou gedagtes in lyn met God se woord en beloftes. Derdens vestig jou oog op die eindstreep. Bybel sê as jy hand in die ploeg slaan, jy kyk om, is jy nie waardig. Hou jou oog op die teken. Vestig jou aandag op Jesus en moenie kyk na dit wat met jou gebeur. Petrus klim aan die boot, hy stap op die water, hy doen iets wat geen mens ooit kan reg. Maar wat gebeur? Hy haal sy oog van Jesus af. En hy sien die golwe, en hy sien die winde. Wat gebeur? Hy sink. God wil ons verander. Maar moenie rondkyk na die omstandighede. Moenie kyk na wat besig is om te gebeur, wat lyk asof dit onmoontlik blyk te wees. Kan jou oog op Jesus, die volleinder van die geloof. En hy wat 'n werk in jou begin het, sal dit voleindig. Die veranderings waarmee hy begin het, sal hy klaar maak. Vertrou hom net. Kan ek vra, is ons al een van die mense wat teen verandering is, wat skop teen die veranderings, of ons is iemand wat in die boom sit en kyk wat gaan gebeur, en selfs al besluit of ons gaan inspring of nie, of as ons maar happy-go-lucky wat sê, maak nie saak wat gebeur nie, we just carry on. Of gaan ons sê, hier is ek, ek wil groei, ek wil verander, ek wil nie uitdaging, maar ek wil pak met al my hande, Here, maar ek het een begeerte, ek wil in die huis van die Here wees. Ek wil in sy teenwoordigheid wees, ek wil geesvervuld wees, ek wil verander word, ek wil vernuwe word. Want ek wil eendag voor Jesus gaan staan, hoor wat hy vir my sê, goeie, getroue diensknegt. Jy het ook met jy geval, jy het ook met sy gevat, jy het altyd mooi gehoor nie, jy was nie altyd so in lyn nie, maar jy het getrou gebly tot die einde toe. Kom in die vrede van jou Heer. Die krag van verandering